Welkom terug by die groot ontbyt. Is jy geregistreer? Want die laaste registrasienaweek is op pad en jy moet seker maak, want as jy nie stem nie, kan jy nie wen nie en dan mag jy nie kla nie. En Elkin Topkin, die provinsiale bestuurder van die onafhanklike verkiesingskommissie in die Noord-Kaap, sluit nou by ons aan om 'n paar vrae te beantwoord. Goeiemôre Elkin. Môre Swan, wie ek kan nie meer saamstem met jou nie. As jy nie stem nie, kan jy nie wen nie. As ons nie stem nie, gaan niemand wen nie. Vandag gaan almal verloor. En dit is so belangrik. Dit is so interessant, Elkin, om te sien daar is 23.600 stempunte landwyd. So dit klink vir my asof dit redelik toeganklik is vir alle Suid-Afrikaners, maar dit is belangrik om te weet jou adres of jy gaan slegs met een adres gekonnekteer word en jy moet seker maak daai adres is geregistreer en jy kom by daai plek uit om te stem. Gesels met ons bietjie oor die belangrikheid van die tweede registrasienaweek. Dis 1 en 2 Augustus, né? Ja, dis die komende naweek. En dit wat jy nou so pas genoem het, is verskriklik belangrik. Anders as met jou nasionale en provinsiale verkiesings, is jy gebind aan die stemdistrik waarin jy geregistreer het met hierdie komende plaaslike verkiesings. So die komende naweek is vir ons 'n baie belangrike mylpaal in ons voorbereidings vir November, die 4de November nou natuurlik. Dit is belangrik vir ons kiesers om te verseker dat hulle op die kiesersrol is. En nie net dit nie, maar hulle moet ook op die korrekte gedeelte van die kiesersrol is wat ons nou net gesê het. So dit help jou niks as jy in 'n verkeerde wijk of selfs in 'n verkeerde munisipaliteit geregistreer is. Hierdie naweek is die laaste geleentheid om fisies in te stap en te gaan herregistreer by enige een van hierdie 23.600 stempunte. Dis ons tweede en finale naweek. En ons stempunte gaan nie weer oopgaan vir registrasies nie. En onthou ook nou natuurlik dat as jy geregistreer het vir verkiesing, hoef jy nie weer te registreer. Jy hoef slegs te gaan herregistreer as jy van adres verander. So dit is belangrik dat ons kiesers daar buite kyk of hulle adresse wel korrek reflekteer op hierdie kiesersrol. Elkin, nou baie mense sal sê soos jy gesê het, maar ek het mos nou al geregistreer en ek het nie getrek nie, so natuurlik moet ek my mos nou op die regte plek bevind. Maar van die sones het ook verander intussen. Ja, dis hoekom ek sê dit is baie belangrik om te gaan bevestig, om te gaan verifieer of jy reg geregistreer is. Die afbakeningsraad het so 'n tydjie gelede van ons wyke verander, hulle het wyke weggevat en hulle het wyke bygevoeg. En dit het 'n impak gehad op 'n gedeelte van ons bevolking. En dit is nie 'n groot gedeelte van ons bevolking nie, maar dit het wel 'n impak. En jy wil nie onverwags gevang word en sien dat nee, maar my stempunt het nou verander. So dit is belangrik dat ons kiesers van die fasiliteite gebruik om te verifieer of hulle reg geregistreer is. So, ek wil miskien net praat oor die verskillende platforms wat ons het. Asseblief. Behalwe nou vir die fisiese instap hierdie naweek. Dis nou Saterdag en Sondag tussen 8:00 en 5:00. Het ons ook aanlyn platforms waar jy kan registreer of herregistreer. Ons het oor die afgelope klompie maande baie suksesvol gebruik gemaak van ons aanlyn platforms. En hierdie goed is regtig baie gebruikersvriendelik, veral in hierdie nuwe era van tegnologie. Ek net noem, ons verwag dat die minister binne die volgende 2 na 3 weke die datum gaan aankondig. Hy gaan nou proklameer en dan is dit nou vas. Die verkiesing gebeur die 4de November, 2, 3 en 4 nou natuurlik. En dan sluit die kiesersrol. So van ons kiesers wat dan nou toegang het tot internet, kan nog steeds die aanlyn platform gebruik om na die naweek ook te registreer of herregistreer. Hulle kan selfs nou vanoggend in die gemak van hulle huis of by hulle werk, kan hulle op die aanlyn platform gaan en gaan bevestig of hulle reg geregistreer is of nie. Dis elections.org.za, so dis is regtig vrek maklik. Ons het dan ook, behalwe die aanlyn platform, het ons 'n WhatsApp fasiliteit
En jy kan die WhatsApp fasiliteit gebruik net soos die aanlyn platform en jy kan daar verifieer of jy reg geregistreer is of nie. Jou adresdetails is ook jou kontakbesonderhede sal verskyn. Kom ek gee net daai nommer vir die kykers. Die WhatsApp nommer nou natuurlik. Dis 0600 88 0000. Vrek maak 0600 88 0000. En as jy as een van hierdie rekenaarbots wat ons het, jy stuur enige iets en jy sal 'n antwoord terugkry. Fantasties. Elkeen sê 'n bietjie vir ons, hoe lyk die statistiek na die eerste registrasie naweek? Dit klink vir my daar's nogals baie goeie nommers en ook jong kiesers wat al reeds geregistreer het. Ja, die statistiek is verblydend. Maar daar is nog 'n groot gaping. Kyk, ons het 3 miljoen mense, by die 3 miljoen mense geregistreer dwars deur die land. En dis goed. 500,000 van hierdie mense is jong mense tussen die ouderdomsgroep 18 en 30 jaar oud. En dit is verblydend. Jy kan sien van ons jong mense neem die registrasie en die stemproses ernstig op. Maar daar is nog steeds 'n verskriklike groot gaping. Jy weet, op die stadium sit ons met landwyd en dis nou alle ouderdomsgroepe. 75% van ons is stemgeregtigdes wat wel geregistreer is. So jy sit nog met 'n gaping van 25%. Alright, ons moet dan verstaan dat in 'n land soos Suid-Afrika is dit vrywillig, registrasie nou natuurlik. Niemand gaan jou dwing om te registreer of nie te registreer nie. Maar jy sit met 'n groot gaping en wanneer jy sit met 'n kiesersopkoms van 46% soos in 2021, dan val jou effektiewe koers na 35% van die aantal mense wat welkom stem het. So daar is 'n groot gaping ten opsigte van die wie nog kom registreer en die grootste gaping is die mense wat nie uitkom om te stem op stemdag nie. En ons is regtig op hierdie stadium besig met intensiewe aksies om mense regtig aan te moedig om deel te wees van ons demokrasie. Ek dink ons is almal lief vir die land, man, en jy wil 'n verskil maak. As elkeen van ons gaan stem, as elkeen van ons opstaan, glo ek, ons gaan 'n groot verskil maak. En dan gaan ons sien dat ons demokrasie gaan ons in 'n gesonde toestand kry as gevolg van 'n hoë vlak van betrokkenheid. En dit gaan tog ons almal baat. Ja, ek wil sê, jy weet, verkiesingsdag is nie 'n dag wat jy net kan afhê en braai nie. Staan op, los die vure en gaan stem. Dis waarvoor die dag daar is. Dis nie net 'n dag om te rus nie. Daar's baie mense wat nog steeds sal sê, en as jy nou gesê het, mense wat sal sê, man, wat help dit in 'n geval, my stem tel niks. Wat sê jy vir daai mense om hulle te motiveer om te gaan registreer ten minste? Begin net eers by die begin registreer. Nee. As ons hierdie lotto kaartjies, as jy nie die kaartjie koop nie, dit help nie, jy gaan Vrydag aand of Saterdag na die nommers kyk nie, want jou naam, jou nommer gaan nie daar wees nie. So, as jy toegang wil hê, dan moet jy eerstens registreer. Maak nou nie saak hoe skepties jy staan teenoor dienslewering, verskillende goede wat 'n direkte impak op ons het, of dit nou misdaad of korrupsie is nie, gaan registreer. En jy kan dan besluit 2, 3 en 4 of jy wil gaan stem, of jy 'n spesiale stem gaan uitbring. Maak my stem 'n verskil. Natuurlik maak jou stem 'n verskil. Jy weet, ons sit met 35% effektief van ons bevolking, stemgeregtigde bevolking wat gaan stem het. Dit kan mens nie wees dat 65% nie gaan stem nie. Ek dink nou net aan is al 65% gaan stem. Wat so groot verskil gaan ons maak? Maar in terme van 'n verskil oor die laaste klompie jare, daadwerklike verskille wat ons gesien het, jy kan sien dat die politieke landskap in ons land het verander. En dis veral, ekskuus tog, duidelik oor die laaste paar verkiesings. En hoe dit gebeur, dit het gebeur as gevolg van kiesers wat besluit. Hulle gaan stem vir partye wie hulle beter pas en waarmee hulle gemaklik is in terme van hulle manifeste en goed. Koalisies is deesdae nou aan die orde van die dag.
politieke party besef dan ook dat hulle doen en late kan hulle inhaal. En ons sal dit meer sien soos ons aangaan in die toekoms. Kiesers se steun is nie meer outomaties en is nie meer gewaarborg nie. As Pick n Pay se pryse hoog is, dan gaan ek iets anders doen. So daar is keuses, is nie meer die tradisionele partye, maar daar is ook afhanklike kandidate, daar is gemeenskapsforums en sovoorts. En waar dit ook nog 'n verskil maak, Jennifer, is die formule vir 'n proporsionele stoel in 'n raad, selfs in ons wetgewers, nasionaal en provinsiaal, neem alle stemme in berekening. En dit gebeur gereeld dat 'n party met minder as die quota is nou wanneer jy 'n stoel kan bevestig, waar 'n party met minder as die quota 'n stoel kry in 'n raad of in die wetgewer, en dan gebruik ons die breeddeelgedeelte, die reswaarde wat oorbly. En jy kry kleiner partye wat verteenwoordiging het. En hulle kan aan die stuur van 'n raad staan, hulle kan besluit wie is die burgemeester, wie is die speaker. So dit maak definitief 'n verskil as jy jou stem gaan uitbring. En jy weet, op 'n kol was daar ook hierdie nonsens van, as my stem nie getel word nie, gaan dit vir iemand anders, een of ander party. Dit is absolute bog. Elke stem wat jy uitbring, gaan na die party van jou keuse toe, en dit sal tel in terme van Ja, baie dankie Elkin. Jammer, ons tyd is nou ongelukkig verby. Baie dankie vir jou motivering. En dit is dan elections.org waar jy kan gaan, of daai nommer is 0860 880000. Het ek hom reg? 0600 880000. 0600 880000. Baie dankie vir jou tyd en ons sien uit na die res van die jaar se verkiesings en enige iets is moontlik. Mooi bly ingeskakel vir jou nuus.